Elke kollig in die arena het op hom geskyn, in helder, verblindende lig. Sy hart het soos 'n dromsolo geklop. Onder die groot, reigharige wit kostuum het Arthur Pimble gevoel hoe sweet teen sy rug afloop. Dit was die laaste oomblik van die nasionale Danny-off. Hy was op die punt om te wen, hy was op die punt om famous te word, en hy was op die punt om alles te verloor. Alles het normaal gelyk tot op hierdie punt, maar hier was hy op die punt om sy ware self aan die wêreld te wys. 'n Man in 'n eie pak met 'n groot geheim. Hy was Arthur Pimble. Vir sy kollegas was hy die verveligste man wat leef. 'n Rekenmeester, buitende, praktiese skoene, lief vir syfers. Sy lewe was 'n spruitseet, ordelik en netjies. Hy wou 'n stil lewe hê, 'n eenvoudige lewe, sonder enige drama. Maar Arthur het iets meer nodig gehad. Hy het geld nodig gehad, 'n klomp daarvan. Sy geliefde ouma Pimble, die soetste, onskuldigste ou tannie wat jy jou kon indink, het hier mediese sorg nodig gehad. Rekenings het opgehoop, groot en skarry. Arthur, met sy gewone rekenmeester se salaris, was vasgekeer. Hy het 'n wonderwerk nodig gehad. Toe het hy dit gekry, of eerder, dit het hom gekry. Een aand, gestres en alleen, het hy 'n simpelharige kostuum aangetrek wat sy ouma jare gelede vir die hoeke gemaak het. Hy het diskomissies aangesit, en hy het net gedans. Eers lomp, toe met 'n wilde, onverwagse blydskap. Hy het dit rekord, dit onneer gesit, en gaan slaap, sonder om veel daaraan te dink. Die volgende oggend het sy video ontplof. De disco Ayeti is gebore. Mense was mal oor die simpel, gelukkige, dansende Ayeti. Offers vir arts en optredes het hem gestroom, en skielik het Arthur die geld gehad vir ouma Pimble se sorg. Hy het sy 2 lewens streng geskei gehou, rekenmeester bedags, disco Ayeti s'nags. Niemand, nie 'n enkele siel nie, het sy harige geheim geken. Toe kom die nasionale Danny-off. Die groot prys was 'n enorme bedrag, genoeg om ouma Pimble se laaste, mees kritieke behandeling te betaal. Maar daar was 'n kat, alle deelnemers moes hul maskers afhaal in die finale ronde. Arthur was verskeer, kon hy waag om homself uit te lap, sy ware, embarrassing identiteit aan sy vervelige kollegas te wys, alles vir sy ouma. Hy moes, hy het ingeskryf en vir homself gesê hy kon wen, die geld vat, en net verdwyn voor die ontmaskering. Maar die lewe, soos dit altyd doen, het 'n stokkie in sy noukeurig beplande geheim gesteek. Sy grootste probleem was nie die ander dansers nie, dit was Brenda Wiggins, 'n mede-rekenmeester by sy firma. Brenda was vasbeslote, skerp, en het 'n neus vir enigiets wat nie reg was nie. Sy het Arthur se skielike afwesighede opgemerk, die vreemde glinstering van glitter op sy buisbaadjies, die manier hoe hy soms flou geryk het na drooihuis en desperaatheid. Brenda het hom begin dophou, nie op 'n skarry manier nie, meer op 'n baie aanhouding, super georganiseerde, spreekseet gebaseerde manier. Arthur het probeer versigtig wees, maar hoe meer hy probeer wegkruip het, hoe meer suspicieus het Brenda geword. Hy sou vroeg by die werk uitglip, en sê hy het 'n tandarts afspraak, net om deur Brenda gesien te word waar hy sekonds koop. Hy sou sy moe verduidelik deur te sê hy het laat gewerk, maar Brenda het hom een keer betrap waar hy in die kantoor se stoorkamer 'n diskotine neerie. Sy paranoia het gegroei, kon Brenda op sy disco Ayeti geheim afwees. Hy het begin dink almal kyk hom. Hy het versteekte betekenisse gesien in onskuldige opmerkings. Toe sy baas vra of hy 'n sprankelende persoonlikheid het Arthur amper flou geword. Hy het belaglike verskonings begin maak, ingewikkelde alibis geskep wat dikwels ingesluit het dat hy vasgesit het in 'n reuse wolbal of 'n trop verlore eekoringshel. Elke leen het hom net meer skuldig laat lyk. Een aand, na 'n besonder uitmergelende praktische sessie, het Arthur huis toe gehaas. Hy het geweet Brenda is op sy spoor. Hy moes ekstra versigtig wees. Hy het haar kar gesien wat 'n entjie af in die straat van sy huis af parkeer was. Sy hart het in sy keel geklop. Sy was regtig besig om dit te doen. Sy was regtig op die punt om hom uit te lap. Hy het in die bosse ingeduik met 'n half afgehaalde Ayeti-kop en 'n trofee vasgehou wat hy daardie aand gewen het. Uit die bosse het hy Brenda op haar kone hoor praat. Ja, ek is seker, het sy gesê, haar stem skerp en ernstig. Die bewyse hoop op, ek dink hy bestuur 'n hele operation. Iets wat regtig onwettig is. Arthur se bloed het koud geword. Onwettig, was dit erger as om net 'n disco-danser te wees. Hy het koerantopskrifte gesien, rekenmeester bedags, disco defiansnacht. Die danskompetisie het al intenser geword. Arthur, as die disco Ayeti, was 'n groot favoriete. Sy snaakse moefes en pure enthousiasme het almal oorreed. Maar agter die pels was hy wrak.
Hy het gedink Brenda was naby daaraan om sy Disco-eie identiteit te ontrafel. Hy het probeer om haar van die spoor af te gooi, deur Disco-balls in haar offies te los, waar hy 'n nuwe e-mail te stuur oor Disco-pare wat uitval. Hy het gedink dit was 'n snaakse red herring vir 'n eie, maar niks het gewerk nie. Dit het haar net met 'n verwaarde, maar vasbeslote kyk na hom laat kyk. Sy grootste uitdaging het gekom van 'n ander danser, die Glittergopper. Hierdie teenstander het gelyk asof hy Arthur by elke beurt wou saboteer. 'n glibberige plek op die staaf voor Arthur se routine, 'n stewel wat vermis was vir sy kostuum, glittergloeie wat geheimsinnig in sy shampoo verskyn het. Arthur was seker dat die Glittergopper geweet het hy was die vervelige rekenmeester en hom probeer onderkry het. Wie is hierdie Glittergopper, het hy gedink, en hoekom haat hulle my so baie? Toe kom die eerste groot twist. Arthur is in die breekroom deur Brenda in 'n hoek gedruk, waar bril wat geblink het. Arthur, het sy gesê, haar stem laag. Ek weet wat jy gedoen het. Arthur het homself voorberei vir die eie-ontdekking. Dit is erger as wat ek gedink het. Jy is betrokke by die Dassieresies. Is jy nie? Arthur het geblink. Dassieresies, waaroor praat jy, Brenda? Het hy gevra, opreg verward. Hy het gedink, is dit 'n soort van kode vir disco-dansing? Brenda het 'n folder op die tafel neergesluit. Dit was vol dowwe foto's van Arthur naby modderige velde, screenshots van sy finansiële transaksies, wat net betalings was vir sy ouma se sorg, en printouts van obskure forums wat resistassies bespreek het. Moenie onskuldig speel nie, Arthur, het sy gesnyf. Die laat aande, die skielike kars, die vreemde reuk van grond en pels op jou, die suspicious glitter. Alles tel op, jy is die brein agter die onwettige ondergrondse Dassieresies ring. Arthur was stom geslaan. Sy was nie agter te Disco-eie aan nie. Sy het gedink hy was 'n Dassie-gangster. Sy donker geheim was eintlik belaglik, maar haar beskuldiging was gevaarlik ernstig. Hy het probeer verduidelik, om haar te vertel van die kompetisie van ouma Pumble, maar sy het net haar kop geskud. Ek het al die polisie gebel, Arthur, het sy gesê, met 'n grimmige triomf in haar oë. Hulle sal enige oomblik hier wees. Sy wêreld het in mekaar gestort. Hy sou gearresteer word vir Dassie-misdade, en sy ouma sou nog steeds siek wees. Wat 'n gemors. Die klimaks het aangebreek op die finale aand van die nasionale Danny-Hof. Arthur, as die Disco-eie, het op die middel van die stars gestaan. Hy het gewen, die krowd het gejuig, die ligte het geflits. Die host, 'n belaglik breingebrande man genaamd Barry, het die mikrofone uitgehou. En nou, het Barry gebrul, die oomblik waarvoor julle almal gewag het. Die groot onthulling, wie is, die Disco-eie? Arthur het stadig na sy eie kop gegryp. Sy hande het gebewe, hy kon sireens in die verte hoor aankom. Dit was dit, die vernedering, die arrestasie. Hy het diep asem gehaal. Hier gaan ons, het hy gedink. Net toe sy vingers die zipper raak, het die deure van die arena oopgebars. Brenda Huggins het daar gestaan, met 2 polisie-offisers langs haar, wil badges wat geblink het. Vrese, het sy geskree, terwyl sy na Arthur gewys het. Dis hy, die Dassie-koning, ek bedoel, Arthur Pumble. Hy is die een wat die ondergrondse Dassieresies bestuur. Die krowd het gesnak, Barry het verward gelyk. Dassie-koning, wat van die Disco-eie? Arthur, wat geen ander uitweg gesien het nie, het sy kostuum oopgemaak. Die eie kop het afgekom, en sy gewone, rekenmeester gesig het omdal. Die krowd het weer gesnak, nie omdat hy die Dassie-koning was nie, maar omdat die Disco-eie Arthur Pumble was. Brenda se gesig het wit geword. Haar mond het oopgeval. Arthur Pumble, die Disco-eie, maar die Dassies. Toe het 'n stem uit die krowd die stilte deurbreek. 'n bekende stem. Ag, Brenda, skat, waar die arme seun dans. Hy het dit amper. Dit was ouma Pumble. Sy is deur 'n orderly ingery, het perfek gesond gelyk, met 'n skelm glinstering in haar oog. Sy het 'n klein, harige, spartelende dier onder haar arm vasgehou. Die polisie-offisers het na ouma Pumble gekyk, toe na die Dassie, toe na Brenda, wat gelyk het asof sy op die punt was om flou te word. Een offisier het vorentoe gestap. Mevrou Pumble, het hy gevra, ons het na jou gesoek, vir die afgelope 5 jaar, eintlik. Die Dassie-koningin, Arthur het na sy ouma gestaar. Dassie-koningin, sy soet, onskuldige ouma. Sy het vir hom gekniepoeg. Wel, iemand moes betaal vir my, eerste, rondte mediese rekeninge, Arthur skat. En die trul van die resies. Ag, dit is net goddelik. Sy het na die spartelende Dassie gewys. Dit is Bartholomew, my vinnigste raser. Arthur se wêreld het getol. Die siekte, die mediese rekeninge, was dit alles 'n seetip. Sy ouma, die brein agter 'n onwettige Dassieresies ring.
En hy, Tedesco Ayeti, was net 'n distraction, 'n onwetende frontman vir haar wilde skewe. Ouma Pumble het gegigel, jy het so goed gedoen met jou klein dansies, Arthur. Ek het geweet Brenda sou op jou fokus, waarvan my spoor afgooi. Jy was 'n briljante dekor, skat. Brenda, doodverlee, het probeer om haar trots te red. So, die dassie geluide in sy offies, die ongewone pelssamples, die grond, dit was alles jou doen, mevrou Pumble. Ouma Pumble het net geglimlag. Ag, skat, ek het Arthur alles geleer wat hy van grond en pels weet. Maar die dans, dit is alles hy self. Ouma Pumble is gearresteer, maar sy het met 'n trotse glimlag gegaan, en selfs 'n klein rooi vir Bartholomew, die dassie, gegee. Arthur, nie meer net die vervelige rekenmeester nie, was nou die famous Tedesco Ayeti, 'n viral sensation. Hy het sy ouma gered, op 'n manier, deur haar bizarre, hilariese waarheid uit te lag. Die prysgeld het wel gegaan vir haar legaal defense, wat duurder was as wat haar mediese sorg sou gewees het. Brenda, heeltemal vernederd, het haar job gelos, maar weke later, het Arthur haar by 'n communiteit dan die klas gesien, waar sy afkart 'n tango probeer het. Dit het gelyk asof die tril om geheime uit te vind, selfs al was dit misleide, iets in haar wakker gemaak het. Arthur se lewe sou nooit weer dieselfde wees nie. Hy was nie meer net Arthur Pumble nie, hy was Tedesco Ayeti, 'n simbool van versteekte blydskap, toevallige vange, en die absolute absurditeit van die lewe. Hy het geleer dat selfs die stilste mense, en die soetste oumas, die wildste, mees onverwachte waarhede kan wegsteek. En soms is die snaakste geheime die wat jy nooit sien aankom het nie. Wat van jou, dink jy Arthur het die regte keuse gemaak? Wat sou jy doen as jou ouma die dassie koningin blyk te wees? Laat weet ons in die comments hieronder, en moenie vergeet om te subscribe vir nog onverstaanbare stories nie.